Hartlike goeiemôre ook en elkeen wat nou vanoggend by ons erediens elektronies aansluit, waar ons vandag ook Pinkstersondag vier en die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Is dit my gebed dat elkeen van ons die Heilige Gees so 'n bietjie beter ook sal leer ken vandag deur hom wat in ons werk en in ons woon. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U alleen is aanbiddingswaardig. U alleen verdien al ons lof, al ons aanbidding, al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. U is omring deur mag en majesteit en heerlikheid. Die engele om U troon sing voor U vol vreugde en vrede. En ons in wie U Gees reeds woon, ons roem ook U barmhartighede, U weldade, U wonderwerke, elke dag van ons lewe. Dankie Vader dat ons vandag weer die voorreg het om te kan terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees. Dat ons kan terugdink aan dit wat daar gebeur het en dat ons daaruit ook kan leer hoe U in ons vandag nog steeds deur U Heilige Gees werk. Gee vir ons die helderheid van verstand, die vermoë om te kan onthou en om insig te kan ontwikkel in die groote misterieuse werking van U Gees wat in ons woon. En lei ons in U waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ja, dis vandag Pinkstersondag. Ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees en daarom gaan ons vandag so 'n bietjie besig wees met wat hulle in die teologie noem die pneumatologie. Pneuma is die Griekse woord vir gees. Dit beteken asem, wind, lewe of gees. Dit is dieselfde as die Hebreëse woord ruach, wat dieselfde betekenis het. En pneumatologie is met ander woorde die studie van die Heilige Gees. En ons gaan vandag 'n bietjie mooi nadink oor presies wie die Heilige Gees is en wat hy ook doen. Maar ons gaan redelik vinnig moet beweeg, so u moet asseblief mooi fokus en konsentreer en byhou, sodat u daarom die draad van die lyn van die storie ook kan volg. En u is welkom om na die tyd natuurlik na die opname ook weer te gaan kyk en dan elke keer wanneer daar 'n teksverwysing is, te gaan stop, die teksverwysing te lees sodat u die hele agtergrond ook kan kry. En lees maar die teksverwysings in konteks, sodat 'n mens kan verstaan wat die wyeer betekenis van daardie woorde is, sodat 'n mens die wanopvattings wat daar bestaan ook uit die weg kan ruim. So, ek gaan ook saam met die video wat ek op YouTube gaan plaas, gaan ek ook die PowerPoint aanbieding uitstuur, sodat u dan ook dit kan gebruik om die teksverse te kan lees en te kan volg, want ons gaan nie tyd hê vandag om na elke teksvers in detail te kyk nie. Ek gaan sommiges wel lees, maar na ander gaan ek net verwys en hulle moet u dan nou by die huis gaan bestudeer. So as jy dan nou met dit alles klaar is, dan behoort jy 'n redelike goeie idee te hê van waaroor dit gaan wanneer ons praat van die pneumatologie of die studie van die Heilige Gees. Eerstens gaan ons begin by wanopvattings oor die Heilige Gees. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, want dis baie belangrik. Daar's baie misverstand oor wie die Heilige Gees is en wat sy werking behels. En daar's baie mense wat baie verkeerde goed glo omdat hulle wanopvattings het. En ons gaan dit eers probeer uit die weg ruim voordat ons uitkom by wie die Heilige Gees regtig is. Maar voordat ons kan praat oor wanopvattings van die Heilige Gees, moet ons net eers die woord wanopvatting mooi verstaan. Want ek dink ons kinders en ons jong mense gaan dink, dis weer dalk een of ander nuwe alien wat gekom het, wat hulle nog nie van gehoor het nie, of dalk 'n nuwe anime wat iemand geskep het, of 'n nuwe Pokémon wat ge-evolve het, omdat hulle nog nie weet wat hierdie woord beteken nie, en daarom gaan ons net eers die woord bespreek. Wanopvatting beteken dus 'n verkeerde opvatting. Die woordjie wan beteken verkeerd.
So dis 'n verkeerde opvatting. Nou is dit natuurlik, maar wat se ding is 'n opvatting? 'n Opvatting is 'n siening of 'n opinie of 'n idee wat ek het, en daardie siening, opinie of idee, dit wat ek dink, is verkeerd omdat dit foutiewe denke of foutiewe begrip is waarop ek my denke, my idee, my siening, my opinie, my opvatting gebaseer het. So dit is dus met ander woorde vals en nie korrek nie, dis nie reg nie. Dan is daar sinonieme vir wanopvatting, miskien sal dit ook help om die woord so 'n bietjie beter te verstaan. Mistasting, so julle het nou almal in die donker rondgeloop en dan wil jy nou iets probeer vat of optel, jy weet min of meer waar dit is, maar jy vat mis, jy vat hom nie raak nie, dit is mistasting. Dan kry jy ook misverstand, dis om met jou verstand iets verkeerd te verstaan. Misvatting het ek reeds beskryf, dis dieselfde as 'n mistasting. En dan ook vergissing, dis om iets verkeerd te dink. Misgissing wat dieselfde is, waan, selfde as wan, verkeerde begrip, wanbegrip, verkeerde verstaan. Drogredenasie, dis nogal 'n woord waarvan ek hou. Julle weet wat is 'n gedrog, nê? 'n Gedrog is mos 'n monster, is iets aakligs. En 'n drogredenasie is 'n aaklige redenasie, is 'n verkeerde manier van dink. En dan is dit natuurlik ook 'n leuen, omdat dit nie die waarheid is nie. En omdat dit nie die waarheid is nie, daarom is dit 'n valsheid of 'n misleiding. Dit is wat 'n wanopvatting is. Nou kom 'n wanopvatting is. Kom ons gebruik 'n voorbeeld, 'n algemene voorbeeld. Wolke is altyd wit. Dis 'n wanopvatting. Hoekom? Want ja, partykeer is wolke wit. As die son helder skyn op 'n helder dag, dan lyk die wolke vir ons van onder af wit, en as jy met 'n vliegtuig oor hulle vlieg, dan lyk hulle ook wit. Maar wolke kan partykeer ook grys wees, van ligte grys tot baie donker grys, afhangende van of daar onweer opsteek en of daar donderweer in die lug is. Maar wolke se kleur kan ook verander soos wat die son ondergaan. Dan kan die wolke selfs rooierig, oranjerig, geelerig, allerhande ander kleure ook vertoon. So om te sê wolke is wit is reg, maar om te sê wolke is altyd wit is 'n wanopvatting. So daai klein woordjie maak van dit wat reg is iets wat verkeerd is. So dit is ook dan nou waaroor ons gaan gesels rondom die Heilige Gees. Daar's mense wat sekere goed dink oor die Heilige Gees wat nie waar is nie. So watter wanopvattings is daar oor die Heilige Gees? Ek gaan hulle nou eers noem en dan gaan ons een vir een na elkeen van hulle kyk. Die eerste een, die Heilige Gees het eers ontstaan, eers begin gebeur toe hy in Handelinge 2 uitgestort is. Die tweede wanopvatting, die Heilige Gees se uitstorting in Handelinge 2 kan herhaal word, so dit kan meer as een keer gebeur. Die Heilige Gees is 'n duif. Die Heilige Gees is vuur. Die Heilige Gees is net die krag van God of God se asem. Ek het net nou gesê pneuma of ruach in Hebreëus, en in Grieks beteken wind of asem of lewe. So om te sê die Gees van God is net God se asem is 'n wanopvatting. En daar is ook mense wat dink dat die Heilige Gees laer status het as die Skepper God, as God die Vader en ook as God die Seun, ons redder. Hulle sien in die drie-eenheid van God 'n hiërargie. Met ander woorde, die Vader, die Skepper is belangrik, die belangrikste, en dan tweede belangrikste is die Seun, en dan die Heilige Gees is dan nou derde belangrikste. Dis 'n wanopvatting. Ons gaan net nou meer daaroor ook praat. Mens kan meer as een keer met die Heilige Gees vervul word en jy moet elke dag daarvoor bid. Dis ook 'n wanopvatting. En daar's baie mense wat dink dit is waar, terwyl dit nie die geval is nie. En dit ook vir julle verduidelik. As 'n mens die Heilige Gees ontvang, moet jy in tale kan praat om te kan bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het. Dis ook 'n wanopvatting. En dan is daar nog een, alle gelowiges moet alle gawes van die Heilige Gees ontvang. So ons gaan ook daaroor gesels.
En dan die laaste een waaroor ons gaan praat, is jy moet groot gedoop wees om met die Heilige Gees gedoop te kan wees. Dis ook 'n wanopvatting. So kom ons gaan kyk nou na hulle een vir een en ons bespreek hulle, ons gaan kyk wat sê die Bybel oor elkeen en ons gaan kyk wat is die regte siening oor die aangeleentheid. Mense ook om vra, maar waarom moet ons sê dit is wanopvattings as daar dan so baie mense is wat dit glo? Want daar is baie mense wat hierdie wanopvattings glo. Is al daai mense dan nou verkeerd? Kan so baie mense verkeerd wees? Ek wil julle terugverwys na verlede Sondag se erediens, toe ons gesê het, die wat op die breë pad gaan, wat die verkeerde pad is, hulle is baie. En die wat op die smal pad gaan, hulle is min. Die wat op die smal pad is, het die ewige lewe, die wat op die breë pad is, gaan na die hel toe. So, die meerderheid is nie noodwendig altyd reg nie. En as baie mense sekere goed glo, dan beteken dit nie dis waar. Daar kan baie mense wees wat glo dat wolke altyd wit is. En dis nie waar nie. So die feit dat baie mense dit glo, maak dit nie waar nie. Kom ons praat oor die eerste een. Die Heilige Gees het eers ontstaan toe in Handelinge 2 uitgestort is. Dit is waar dat die Heilige Gees uitgestort is, soos die profeet Joël in hoofstuk 2 vers 28 tot 32 geprofeteer het. En Petrus na die uitstorting van die Heilige Gees verwys na hierdie profesie van Joël en hy sê nou hier vandag, nou dat die Heilige Gees uitgestort is hierdie profesie van Joël vervul. En Jesus het self ook geprofeteer dat die Heilige Gees gaan kom. In hoofstuk 14 vers 16 tot 17 van Johannes het hy dit gesê, ook in vers 25 tot 26, ook in hoofstuk 15 vers 26, 16 vers 7 tot 8, en in Handelinge 1 vers 8, wat ons baie goed ken, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. So presies soos wat Jesus gesê het gaan gebeur, het dit gebeur, en dit word in Handelinge 2 beskryf. Maar dit beteken nie die Heilige Gees het eers toe begin nie, eers toe ontstaan nie, want die Heilige Gees is God, en God is ewig. Hy bestaan van ewigheid tot in ewigheid, en die Heilige Gees is ook ewig, net soos wat die Vader en die Seun ook ewig is. Gaan lees maar weer 'n slag die geloofsbelijdenis van Athanasius, waar dit ook weer baie duidelik en helder uitgespel word. In Hebreërs 9 vers 14 kan ons ook lees, hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. So in Hebreërs 9 vers 14 word die Heilige Gees 'n ewige Gees genoem. So as hy eers ontstaan het in Handelinge 2, is hy nie ewig. Omdat hy ewig is, daarom het hy nie eers daar ontstaan nie. En dan Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, en hierdie voorspraak van wie Jesus praat is die Heilige Gees. Uit die konteks uit kan jy dit baie duidelik sien, en hy gaan hom stuur om vir ewig by julle te wees. So wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy vir ewig by ons wees. Hy is 'n ewige Gees wat van ewigheid bestaan, en hy bestaan tot in ewigheid. Net soos die ander twee persone in die goddelike drie-eenheid. So die Heilige Gees het nie eers in Handelinge 2 ontstaan. Die Gees van God is reeds teenwoordig, sien ons ook in die Ou Testament. In die Ou Testament is daar baie teksverse wat verwys na die Heilige Gees. Daar in Genesis 1 vers 2 staan, die Gees van God het oor die waters gesweef. So reeds al, nog voor die skepping, was die Gees van God al reeds ter sprake in die Ou Testament. En daar's baie ander teksverse, ons kan nou nie na almal kyk nie. Die teksvers in Joël is profeties en praat van wat in die toekoms gaan gebeur. So gaan lees maar gerus al daardie teksverse by die huis, om te sien dat die Heilige Gees ook teenwoordig was in die Ou Testament. Die meeste van hierdie gedeeltes gaan dit daaroor dat die Heilige Gees een van die profete volgemaak het, gevul het. Die woorde wat gebruik word is die Heilige Gees het oor hulle gekom en dan het hulle geprofeteer.
So, dis woorde wat net so in die Nuwe Testament ook voorkom, maar dit word baie in die Ou Testament ten opsigte van die profete gebruik. Die Heilige Gees se uitstorting in Handelinge 2 kan herhaal word. Dis die tweede wanopvatting. Mense wat dink dat dit wat in Handelinge 2 gebeur het, kan herhaal word, dit kan weer gebeur, dit kan vandag weer gebeur. En daar's baie mense wat daarvoor bid en hulle vra dat die Heilige Gees weer moet kom soos wat hy daai dag gekom het, dat daar weer tonge van vuur moet verskyn, dat daar weer die geluid van die stormwind of rukwind moet wees, dat alle die mense ook in tale weer moet kan praat. Hulle bid daarvoor, hulle vra daarvoor, maar dis 'n wanopvatting. Daardie was 'n unieke gebeure. Die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 was uniek, was spesiaal. Dis nie herhaalbaar nie, dit het nie weer gebeur in die geskiedenis. Nêrens anders in die Bybel lees ons van presies dieselfde manifestasie van die tonge van vuur en die geluid van die rukwind of stormwind en die spreek in tale van die mense teenwoordig uit verskillende lande nie. Die spreek in tale wat daar in Handelinge 2 plaasgevind het, sou mens kon vergelyk met, sê nou maar ek gaan Rusland toe, ek ken net een woord in Russies, of twee, die een is ja, is da, en die ander een is nee, en dis net, dis al wat ek in Russies ken. Maar nou kom ek in Rusland, en die Heilige Gees gee vir my die vermoë om vlot Russies te kan praat, sodat ek die evangelie aan die Russe kan verkondig. Dis wat daar in Handelinge 2 gebeur het. Dis met ander woorde 'n bekende taal van die omgewing, van die mense in daai omgewing gepraat het, sodat hulle die evangelie in hulle eie taal kon hoor. Dis wat in Handelinge 2 gebeur het. In Johannes 20 lees ons heeltemal iets anders. Daar het Jesus net oor die disippels geblaas en hulle apostels gemaak. Hy het oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees, en soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Julle word nou uitgestuurdes, en dis wat apostel beteken, julle word nou apostels, wat in die wêreld moet uitgaan, om die evangelie te gaan verkondig. So daar is die uitstorting van die Heilige Gees, Jesus wat oor die disippels blaas. So dis 'n ander beskrywing van die uitstorting van die Heilige Gees as in Handelinge 2. En dan in die Ou Testament lees ons telkens dat die Gees van God oor iemand, veral die profete, gekom het, soos wat ek net nou ook vir u gesê het. So Handelinge 2 gaan nie weer gebeur nie. Dit het nie in die Bybelse tyd weer gebeur nie, dit het net in Handelinge 2 gebeur. Dit was 'n eenmalige, unieke gebeurtenis. Die tweede of die derde wanopvatting, die Heilige Gees is 'n duif. Tydens Jesus se doop in Matteus 3 lees ons, Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. En meteens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God, dis nou Johannes die Doper, het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op Jesus kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So die ooreenstemmende gedeeltes daarvan is in Markus 1 vers 9 tot 11 en dan ook in Johannes 1 vers 32. So die Heilige Gees kom op Jesus soos 'n duif, sien Johannes hom neerdal. Wat beteken dit? Dit kan een van twee goed beteken. Dit kan beteken dat die Heilige Gees sigbaar simbolies in die vorm of gestalte van 'n duif sigbaar neergedaal het op Jesus. Dat hy soos 'n duif gelyk het, of gelyk het soos iets wat soos 'n duif lyk. En dis min of meer lyk dit vir my wat Lukas se gedagte was in Lukas 3 vers 23. Dis hoe hy dit verstaan en geïnterpreteer het. Maar daar's 'n ander interpretasie moontlikheid, en dit is dat die Heilige Gees neergedaal het soos 'n duif neerdaal wanneer hy land. Dat dit iets soortgelyks is soos wanneer 'n duif afkom om te kom land. Maar wat dit wel is, dat dit 'n sigbare, simboliese gestalte van die Heilige Gees was. En dat dit nie die identiteit van die Heilige Gees is.
kan nie sê die Heilige Gees is 'n duif nie. En elke duif wat ek sien, is nou die Heilige Gees. So, ek onthou ek het eendag daar by die Klipkerk gepreek, en terwyl ek besig was om te preek, daar aan die regterkant bo, dit was mos my eerste gemeente, is daar 'n venster, en die venster was oop, en toe kom daar 'n wit duif, en die wit duif het daar in die venster kom sit, en ek kon hom van binne af duidelik sien. Maar dit beteken nou nie, dis nou 'n teken dat die Heilige Gees nou daar in die kerk is nie. Dit was maar net 'n duif wat daar kom sit het. Wat hier gebeur het by Jesus se doop, was 'n manier waarop God op 'n sigbare wyse, met 'n sintuiglik waarneembare manier, vir almal wat dit gesien het, wou wys, maar die Gees van God is op Jesus. Om 'n stempel te plaas van goedkeuring op hom, God se geliefde seun, in wie hy welbaat. Om seker te wees dat almal wat daar teenwoordig is, weet, dat wanneer Jesus nou verder gaan, hy 'n profeet van God is, wat gesalf is deur die Heilige Gees, toegerus is deur die Heilige Gees, om die werk wat hy moet doen, te gaan doen. So dit beteken nie die Heilige Gees is 'n duif nie. Dit is maar net 'n sigbare voorstelling daarvan. Dieselfde geld vir die volgende wanopvatting, dat die Heilige Gees 'n vuur is. Nou die teksverse wat mense tot hierdie wanopvatting lei, is dan hierdie wonder van Handelinge 2, waarvan ons nou al reeds gepraat het, met die tonge van vuur, wat op die apostels gaan sit het. Iets soos tonge van vuur, staan daar, het op elkeen gekom. En dan in Matteus 3 vers 11, en in Lukas 3 vers 16 het Johannes die Doper gesê, wanneer Jesus kom, wat groter is as wat hy, Johannes die Doper is, dan sal hy hulle doop, maar met die Heilige Gees. Hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy gaan julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So daar's weer 'n koneksie tussen vuur en die Heilige Gees. In 2 Timoteus 1 vers 6 tot 7 skryf Paulus vir Timoteus dat hy die genadegawe wat hy ontvang het, soos 'n vuur moet aanblaas. En dan net daarna sê hy, die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie laafhartig nie, maar vul ons met krag, met liefde en met selfbeheersing. En dan soos 'n vuur aanblaas en net daarna die Heilige Gees, dit lyk amper asof daar ook 'n verbintenis kan wees tussen vuur en die Heilige Gees. Maar hier is dit maar bloot 'n vergelyking wat Paulus tref, om te sê, soos wat 'n mens vuur kan aanblaas met 'n blaasbalk, of selfs met jou mond, en baie ouens gebruik haardroërs by hulle vure, om die vuur so 'n bietjie vinniger te laat brand, om 'n vuur so aan te blaas, is om die evangelie te versprei, sodat hy kan uitgaan, dat hy weier kan uitkring, soos wat 'n vuur versprei, so met die evangelie versprei. Dis waarvan Paulus daar gepraat het. Dit beteken nie, die Heilige Gees is 'n vuur. Vuur in die Bybel is dikwels 'n simbool van God se straf, of van beproewing, tye van swaar kry en lyding, of in Petrus word dit selfs ook gebruik as 'n simbool van suiwering, net soos wat goud deur vuur moet gaan om gesuiwer te word, so gaan ons deur beproewings om ons geloof ook te suiwer, want ons geloof is soos goud, skryf Petrus. So daar word vuur as 'n suiwering gesien en gebruik. Maar weer eens, net soos met die duif, is dit nie 'n aanduiding van die identiteit van die Heilige Gees nie, waar ons nie kan sê die Heilige Gees is vuur nie. En elke vlammetjie wat ons sien, is nou die Heilige Gees nie. Mens kan nie daardie fout maak nie, dit is 'n wanopvatting. Die volgende een, die Heilige Gees is net die krag van God, of God se asem, en die Heilige Gees het laer status as die Skepper God, as God die Vader, en ook as God die Seun, ons redder. So, dit is so 3 wanopvattings in 1, en hulle baseer hierdie wanopvatting op Micha 3 vers 8,
Nou in Micha 3 vers 8 en ook die vers wat ons net hierna gaan lees, kry ons sinonieme parallelismes. Dis 'n Hebreëse stylfiguur waarin dieselfde ding 2 keer gesê word, maar waar verskillende woorde gebruik word, maar waar die woorde dieselfde betekenis het en met mekaar geïdentifiseer kan word as sinonieme van mekaar. Ek daarenteen het baie krag, ek het die gees van die Here en 'n sin vir reg en die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak en Israel se oortreding. So daar's mense wat sê dat die Heilige Gees net 'n krag van God is op grond van hierdie teksvers. Maar as jy dit mooi gaan lees, kom jy agter dit is nie wat die vers beteken nie. Die vers beteken dat ek krag het omdat die Heilige Gees my toerus en van my onderskeidingsvermoë gee en my die moed gee, die motivering gee om die sonde wat Jakob, wat Israel, wat die volk doen, om dit bekend te maak, om vir hulle te vertel van hulle oortredinge. Dit is die profeet Micha wat dit sê. Maar dit beteken nie die Heilige Gees is net die krag van God nie. Daai woordjie net is waar die wanopvatting inkom. Dan dieselfde geld ook vir Lukas 1 vers 35, waar die engel praat en sê, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. As ons nou Gabriël wat vir Maria sê, dat sy gaan swanger word, die Heilige Gees sal oor jou kom, en dan die sinoniem van Heilige Gees, die krag van die Allerhoogste, sal die lewe in jou wek. Nou, daar's mense wat op grond van hierdie teksvers sê, die Heilige Gees is net die krag van God, maar dis nie die volle verhaal nie. Job 33 vers 4 lees ons, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Weer die Gees van God en asem wat as sinonieme beskou word, en daarom met mekaar vereenselwig word, en dan ook is dit maklik om te kan verstaan dat hierdie wanopvatting kan ontstaan, omdat die woord vir gees dieselfde is as die woord vir asem, vir wind, vir lewe, maar die Heilige Gees is nie net God se asem nie. Die woord vir gees in beide Hebreëus en Grieks kan ook vertaal word met asem, wind of lewe, soos ek nou net gesê het. En in Johannes 3 het Jesus die wedergeboorte van die Heilige Gees ook met wind vergelyk en gesê, dit vind plaas op 'n misterieuse manier, net soos wat jy nie weet waar die wind vandaan kom, waarheen hy gaan nie, net so werk dit ook met die wedergeboorte. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie presies wanneer dit gebeur nie. So dis met die wedergeboorte ook so. En dan in Johannes 20, waar Jesus oor hulle geblaas het met sy asem en vir hulle gesê het, ontvang die Heilige Gees. Dit laat mense dink, die Heilige Gees van God is God se asem. En daarom dink hulle, dit is net God se krag of net God se asem. Daar's egter talle plekke in die Bybel, waar dit duidelik is, dat die Heilige Gees nie net 'n krag van God is nie, maar baie meer. Nie net die asem van God is nie, maar baie meer. Die Heilige Gees is 'n persoon. Want die goed wat van die Heilige Gees geskryf word in die Bybel, kan 'n mens net van 'n persoon sê. Jy kan dit nie van 'n asem sê of van 'n krag sê nie. Jy kan dit net van 'n persoon sê. Soos byvoorbeeld dat die Heilige Gees bedroef kan word. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 30 dat die gemeente nie die Heilige Gees moet bedroef deur aan sy leiding ongehoorsaam te wees. Mens kan nie 'n krag bedroef nie. 'n Krag kan nie hartseer word nie. 'n Asem kan nie hartseer word nie. Maar 'n persoon kan wel. Die Heilige Gees is 'n persoon. In 1 Korintiërs 12 vers 11 word gepraat van dit wat die Heilige Gees wil. So die Heilige Gees het 'n wil. Hy kan nie 'n wil hê as hy net 'n krag is nie. In Handelinge 16 vers 6 tot 7, min of meer dieselfde ook, dat die Heilige Gees 'n wil het. Die Heilige Gees het ook 'n verstand. In Romeine 8 vers 27 lees ons daarvan, en ook in 1 Korintiërs 2 vers 10, waar daar staan dat die Heilige Gees die geheimenisse van God ondersoek en deurgrond. So hy het 'n verstand, anders sou hy dit nie kon doen nie. En die Heilige Gees is ook persoonlik by ons betrokke,
volgens Johannes 16 vers 13 en Handelinge 13 vers 2. So, die Heilige Gees is nie net die krag van God nie, hy is regtig 'n persoon. Hy is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. En hierdie drie-eenheid van God het nie 'n hiërargie nie. Daar's nie 'n rangorde van een is belangriker of hoër in gesag as die ander nie. Hulle is gelyk in eenheid en in gesag. 'n Mens kan dit duidelik ook in die geloofsbelijdenis van Athanasius gaan lees. Die volgende wanopvatting is 'n mens kan meer as een keer met die Heilige Gees vervul word en jy moet elke dag daarvoor bid. Dis seker van al die wanopvattings die een wat die meeste voorkom. Dat mense elke dag vra, Here, vul my met die Heilige Gees, maak my vol met die Heilige Gees, laat die Heilige Gees my vervul, bid mense. Hoekom sê ek dis 'n wanopvatting? Dit klink dan so Bybels en dit klink so reg. In Lukas 1 vers 15 lees ons, want hy sal groot wees in die oë van die Here, wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. En dit word gesê van Johannes die Doper. Toe sy geboorte aangekondig word aan sy pa Sagaria, word daar gesê, reeds van sy geboorte af sal hy vol wees met die Heilige Gees. So, die Heilige Gees kan nie bietjies in jou inkom nie. As hy in jou kom, kom hy in sy volheid. Van die begin af in sy volheid in jou in, want hy's 'n persoon. Hy's nie 'n vloeistof nie. Lukas 1 vers 41, net toe Elisabeth, dis Johannes die Doper se ma, die groet van Maria, Jesus se ma, hoor, het die kindjie, dis Johannes die Doper in Elisabeth se moederskoot beweeg, en ook Elisabeth is met die Heilige Gees op daardie oomblik vervul, en net daarna het sy geprofeteer, en het sy gebid in die vorm van 'n profesie. Lukas 1 vers 67, lees ons weer van Sagaria, Johannes die Doper se pa, wat met die Heilige Gees vervul is en as 'n profeet opgetree het en as profeet gesê het. Julle kan maar gaan lees verder wat hy alles gesê het. In Handelinge 2 vers 4, almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So hulle is met die Heilige Gees vervul, klaar met hom volgemaak, nie bietjies vir bietjies nie. In Handelinge 4 vers 31 lees ons van ander gelowiges, nie die wat in Handelinge 2 vervul is nie, maar ander gelowiges wat gebid het en nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskit en nadat die plek geskit is hulle almal met die Heilige Gees vervul en daarna het hulle met vrymoedigheid die woord van God verkondig, soos wat Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 8, as julle die krag van die Heilige Gees kry, sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. So, in Handelinge 9 vers 17, is Ananias daar, dis nou nie Ananias en Safira se Ananias nie, maar 'n ander een, wat na Saul toe gestuur is, en hy sê vir hom, Saul is Paulus, broer, die Here Jesus, wat aan jou verskyn het, toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. So, eenmalig vervul word met die Heilige Gees. Nêrens, en dis nou die belangrike, lees ons van hierdie selfde mense, wat op daai kere vervul is met die Heilige Gees, dat hulle by 'n ander geleentheid later weer met die Heilige Gees vervul word. Ons lees net een keer dat hulle vervul is met die Heilige Gees. En ons moet raak sien dat die Heilige Gees 'n persoon is, dat hy nie 'n vloeistof is nie. Ons is nie 'n glas nie. En ons kan nie leeg word van die Heilige Gees en dan elke keer weer van vooraf met hom volgemaak word. As jy die Heilige Gees het, het jy hom in sy volheid alreeds in jou. Jy kan nie elke dag bid, Here, vervul my met die Gees nie. Want as hy dit een keer gedoen het, het hy dit klaar gedoen, het hy dit volledig gedoen. Hy werk nie in drips en draps, bietjie vir bietjie nie. Wat ons wel voor moet vra, en wat ons wel moet besef, is dat ons gehoorsaamheid aan die Heilige Gees
nie altyd in sy volheid daar is nie. Dat daar kere is wanneer ons nie luister wanneer die Heilige Gees ons lei nie. Dat ons nie na sy stem luister en nie wil hoor nie, dat ons hom bedroef. En daarom is dit ons gehoorsaamheid aan die Heilige Gees wat moet toeneem, wat moet voller word, wat moet meer word. Dis nie die Heilige Gees wat in ons meer moet word nie, dis ons gehoorsaamheid aan hom wat meer moet word. Ons het klaar die Heilige Gees in sy volheid in ons. Mense wat hulle godsdiens op emosies bou, is gewoonlik mense wat van hierdie gedagte hou om meer as een keer by herhaling met die Heilige Gees vervul te word, want hulle soek hierdie gevoel, hierdie emosie. En in daardie kerke waar hierdie wanopvattings bestaan, word baie dinge op emosie ook gebou en gebaseer. Hierdie herhalende vervulling word soos 'n emosionele dwelmmiddel in effek, wat amper soos 'n geestelike haai werk. En dit moet elke keer weer herhaal word, dink hierdie mense, sodat hulle elke keer weer die Heilige Gees kan voel, want die gevoel en die emosie is waarom dit alles vir hulle draai en waarom dit gaan. Terwyl dit nie die geval is nie. 'n ander wanopvatting wat hiermee gepaard gaan is byvoorbeeld die sogenaamde slain in the spirit en die Toronto blessing. Nou die slain in the spirit is wanneer die pastoor die mense vorentoe roep en dan raak hy so aan hulle en hy sê ontvang die Heilige Gees, kitoef, dan slaan hulle agteroor neer. Dis die sogenaamde slain in the spirit. En die Toronto blessing soortgelyk, maar wanneer hulle dan nou die grond tref, dan begin hulle onbedaarlik lag. 'n Lagbui oorval hulle en hulle kan net nie ophou lag nie, hulle hou aan met lag en lag en lag en lag. En dis die sogenaamde Toronto blessing, omdat dit die eerste keer in Kanada sy opwagting gemaak het, in Toronto in Kanada, en dis hoekom hulle dit die Toronto blessing noem. En van daar af het dit verder in hierdie kerke wat so emosioneel die mense opsweep en elke keer weer wil hê die mense vervul moet word met die Heilige Gees en die mense dan met hierdie slain in the spirit aanraak, dit het daar by hulle al meer voorgekom. Maar in die laaste tyd hoor ons bitter min daarvan. Wat ek wel weet, is dat die kere wat ons in die Bybel lees van 'n gees wat mense op die grond neergooi of hulle laat val, is dit elke keer 'n bose gees. Hierdie gebruik wat in die kerke plaasvind om die mense so te laat omval, dit lees ek nie in die Bybel. Al wat ek in die Bybel lees is dat bose geeste, wanneer hulle mense beset het, hulle mense op die grond neergegooi het. En nou wil ek nie sê dat dit wat daar gebeur by die ander kerke waar hulle hierdie goed doen, dat dit bose geeste so daar aan die werk is nie. Ek sê maar net, dis iets wat vreemd is aan die Bybel. Van die aanhoudende gelag van die Toronto blessing, dit lees ons ook nêrens in die Bybel. By nie een geleentheid waar die Heilige Gees enigiemand vervul het in die Bybel, word daar vertel dat hulle op die grond neergeval het of dat hulle onbedaarlik begin lag het nie. Dis goed wat vreemd is aan die Bybel. Nou beteken dit die Heilige Gees kan net werk soos wat hy in die Bybelse tyd gewerk het, kan hy nie ook anders werk nie? Nou ja, dis 'n argument wat 'n mens nou so kon aanvoer as jy dan nou in hierdie wanopvatting glo, maar dit los nou nog nie die probleem op van hierdie oor-emosionele beklemtoning van die vervulling van die Heilige Gees, die verkeerde verstaan van die Heilige Gees as iemand wat jou oor en oor moet volmaak en jou weer moet volmaak asof hy 'n vloeistof is en jy 'n glas is nie. Die Bybel ken net eenmalige vervulling van die Heilige Gees. En dan die volgende misopvatting of wanopvatting, as 'n mens die Heilige Gees ontvang, moet jy in tale kan praat om dit te bewys. Nou ek het reeds ook verwys na Handelinge 2 waar die mense in tale gepraat het en ek het gesê dis soos wanneer ek sou kon Russies praat. In 1 Korintiërs 12 vers 3 en 1 Johannes 4 vers 3 sien ons egter
dat daar een bewys is dat 'n mens die Heilige Gees het. En dis nie spreek in tale nie, dis geloof in Jesus Christus. Daar word duidelik gesê dat niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, met ander woorde dat Jesus God is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Geloof in Jesus Christus as God die Seun is die bewys van geesvervuldheid, nie spreek in tale nie. So dit beteken nie as jy nie in tale kan praat dat jy nie die Heilige Gees het. Dis 'n leuen, dis 'n wanopvatting. Jy hoef nie in tale te kan praat nie, om die Heilige Gees te hê nie. Jy moet in Jesus glo, dan weet jy het die Heilige Gees, want dis die Heilige Gees wat in jou die gawe van geloof skenk met wedergeboorte, waaroor ons net nou ook iets gaan sê. Boonop was die spreek in tale wat ons in Handelinge 2 van lees, en dan ook die spreek in tale wat ons in Handelinge 10 van lees, en ook in 19 vers 6, elkeen unieke gebeure, met 'n spesifieke doel. In Handelinge 2 was dit sodat die omstanders daar die evangelie in hulle eie taal kon hoor, so dit is soos die Russies voorbeeld wat ek gebruik het. In hoofstuk 10 was dit sodat die Jode kon sien en hoor dat die heidene, mense wat nie Jode is nie, ook die Heilige Gees kan ontvang. En in hoofstuk 19 het dit gepaard gegaan met die gawe van 'n profesie in 'n taal. En dit het nie elke keer voorgekom wanneer iemand met die Gees vervul is. In daai 3 gedeeltes het dit wel gebeur dat daar tale by betrokke was. Maar daar's baie ander gedeeltes waar die Gees mense vervul het, waar daar niks sprake was van spreek in tale. So om te sê, jy moet in tale kan praat, anders het jy nie die Heilige Gees nie, of as jy in tale kan praat, dan is dit 'n bewys dat jy die Heilige Gees het, dis 'n wanopvatting, dit is nie waar nie. En na aanleiding van dit wat ek nou net gesê het, is daar 3 vorms waarin spreek in tale voorkom, soos wat die Gees wil en soos wat hy lei. In 1 Korintiërs 12 vers 11 word daar vir ons gesê, die Heilige Gees gee hierdie gawes soos wat hy wil. Nou die 3 vorme waarin dit voorkom, is die eerste een, is die Russies waarvan ek nou gepraat het, wat ons in Handelinge 2 van lees. Die tweede een, sou ons kon sê, is gebed in die vorm van 'n taal. En Paulus sê in 1 Korintiërs 12 tot 14, hy gaan nou dit ook weer sê, dis iets wat jy by die huis beoefen. En dan die derde een is die profesie, wat jy kry in die vorm van 'n taal, maar wat ek nou ook weer gaan beklemtoon is, daar moet iemand wees wat dit ook kan uitlei. So dis die 3 vorme van spreek in taal, wat voorkom, en wat die Heilige Gees vir mense kan gee. Nie vir alle mense nie, ons gaan nou daarby ook kom. Paulus gee riglyne oor hierdie spreek in tale gedagte en idee. En ons kry dit in 1 Korintiërs 12 tot 14. Jy moet al 3 daai hoofstukke gaan lees as jy hierdie riglyne wil kry. Want daai gedeelte is juis om hierdie wanopvattings wat mense vandag nog oor die Heilige Gees het en wat die mense in Korinte destyds gehad het oor die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees, om daardie wanopvattings reg te stel. So jy moet daai 3 hoofstukke gaan lees, en dan sien jy die riglyne is die volgende. Die eerste is die Heilige Gees gee die gawes soos hy wil. So ek kan nie in die Heilige Gees gaan voorskryf hoe hy dit moet doen nie. Hy doen dit in sy soewereiniteit soos hy wil. Die tweede riglyn is, wanneer ek 'n gawe van die Heilige Gees ontvang het, dan het ek dit ontvang sodat ek die gemeente as liggaam van Christus daardeur kan opbou. En dis hoekom Paulus sê, as jy nou die gawe van gebed gekry het, en niemand anders verstaan jou gebed nie, want dit is nou die gebed in 'n taal, bid dan by die huis, want dit bou nie die gemeente op nie, dit bou jouself op. Daarom is dit iets wat jy by die huis beoefen. Jy beoefen dit nie in die openbaar nie. Nou ek was al by so 'n geleentheid gewees waar die pastoor daarvoor gestaan het en gesê het, nou gaan ons bid, en ons kan maar in tale ook bid, en hy bid, en hy gebruik so 'n paar Hebreëse woorde so tussendeur in sy gebed. Hy het duidelik nie verstaan dat Paulus in 1 Korintiërs 12 tot 14 leer daaroor. Die gebed in taal doen jy by die huis.
want die mense wat daar sit, verstaan nie die woorde wat jy gebruik nie. Goed, ek het nou die Hebreëse woorde verstaan, maar daar was dalk ander mense wat dit nie verstaan het. So dis nie opbouend vir die gemeente nie. Dan die derde een, as dit 'n profesie is, sê hy, moet daar ook iemand wees wat dit kan uitlê, anders is dit nutteloos. Wat help dit? Hy kom gee profesie in 'n vreemde taal, maar niemand kan dit uitlê nie, niemand verstaan dit nie. Dit bou nie die gemeente op nie. Dan moet jy liewer stil bly. Daar moet iemand wees wat dit kan uitlê. En as jy nie ook die gawe het om dit self te kan uitlê nie, moet iemand anders die gawe hê om dit te kan uitlê. Anders is dit nie die moeite werd om dit in die kerk te gebruik. En dan hoofstuk, die vierde riglyn wat hy gee is 1 Korintiërs 13, waar hy sê die liefde is die grootste gawe. Hy begin 1 Korintiërs 13 so deur te sê, nou wys ek julle wat die allergrootste gawe is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie en alles wat daarop volg. En dan aan die einde, nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. En hoekom gee hy dit as die belangrikste gawe? Want daar was 'n jaloesie onder die mense gewees in die kerk. Daar was die wanopvatting gewees dat ek belangriker is as jy, want ek kan in tale praat, maar jy kan nie. Jy moet ook in tale kan praat, anders het jy nie die Heilige Gees nie, daai wanopvattings. En so het hulle 'n onderlinge wedywering met mekaar gehad oor die gawes. Die een het gedink hy is belangriker as die ander een. En daarom sê hy, nee, die liefde is die belangrikste, want as jy die liefde het, dan sal jy nie jaloers wees op iemand anders se gawe nie. Jy sal ook nie in kompetisie wees met iemand anders se gawe nie. Jy sal jou gawe gebruik om die liggaam van Christus daardeur op te bou. Dis hoekom die liefde die belangrikste is. In hoofstuk 14 sê hy, die gawe van profesie is belangriker as die gawe van spreek in tale, veral as dit in 'n taal is en niemand is daar wat dit kan uitlê nie. Of as dit 'n gebed is en niemand verstaan dit nie. Hy sê profesie is belangrik want dit verkondig die woord van die Here, veral die een wat nie in 'n taal is nie. En dan die vyfde riglyn wat hy gee, is hy sê alles moet ordelik geskied, want God is 'n God van orde en nie van wanorde en van chaos nie. 1 Korintiërs 14 vers 33 en vers 39, en daarom plaas hy sekere beperkings op die gebruik van hierdie gawes. In vers 27 sê hy byvoorbeeld, as dit nou iemand is wat profeteer, laat 2 of 3 dalk aan die woord kom, maar dit moet nou nie in chaos ontaard en 'n aanhoudende geonderbrekery wees, en hierdie een skree dit en daai een skree dat en die een doen dit en daai een doen dat. Dit raak chaos. God is 'n God van orde. En hy sê in die kerk moet dit nie chaoties wees nie. Daarom laat hy net 2 of 3 toe om daardie gawe te beoefen. So daai wanopvattings moet ons ook, wat in Korintiërs voorgekom het, vandag nog steeds nie in ons eie kerke toelaat. Alle gelowiges moet alle gawes van die Heilige Gees ontvang. Dis ook 'n wanopvatting wat met die vorige een verband hou, wat sê almal moet in tale kan praat. In 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 lees ons die volgende: en elkeen afsonderlik, nie gesamentlik nie, word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander, nie dieselfde een nie, maar 'n ander een, 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, so wysheid en kennis, maar met verskillende mense. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, so weer 'n ander mens, en aan 'n ander die genadegawe van gesondmaking, ook weer 'n ander mens. En aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei, en nog een gee die gawe om ongewone taal of klanke te gebruik, en 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. En dis baie belangrik om dit raak te sien, dat nie almal al die gawes het of hoef te hê nie. En dat die een nie belangriker is as die ander een, omdat hy nou 'n gawe het wat meer sensasioneel is, meer emosie opwek en 'n groter chaos veroorsaak as die ander een nie. Daar is wel algemene gawes, en dis gawes wat alle gelowiges ontvang met wedergeboorte,
soos geloof, hoop en liefde, alle gelowiges het dit, en ook die vrug van die Gees, alle gelowiges het dit ook, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, en hoe meer jy dit gebruik, hoe meer raak jy geoefen daarin, en uiteindelik bemeester jy dit, sodat jy dit uitstekend kan gebruik, maar daar is ook individuele gawes, wat die Heilige Gees afsonderlik uitdeel aan die een of daai een, soos hy wil. So almal hoef nie in tale te kan praat nie, almal hoef nie te kan profeteer nie, almal hoef nie die gawe van wysheid of kennis te hê nie. Dis individuele gawes wat die Heilige Gees uitdeel soos hy wil. En dan word die gemeente vergelyk met 'n liggaam, hy noem dit die liggaam van Christus, wat verstaan uit verskillende dele, daar's 'n oog, 'n oor, 'n hand en 'n voet, en elke deel is ewe belangrik, en elke deel het die ander een nodig. As jy nie 'n oog het nie, hoe gaan jou hand weet waar om te vat? So jou oog en jou hand werk met mekaar saam, so almal is ewe belangrik, elkeen vervul sy funksie, en so vervul dit die opdrag, die bedoeling van die Heilige Gees, om die liggaam van Christus daarmee op te bou. Die volgende wanopvatting, jy moet groot gedoop wees om met die Heilige Gees gedoop te kan wees. Ons het reeds verwys na Johannes die Doper se woorde wat gesê het, Jesus gaan met die Heilige Gees en met vuur doop. En tog lees ons dat Jesus nie self mense gedoop het nie, maar wel sy disippels, in Johannes 4 vers 2. So het Johannes die Doper dan nou gejok, of het hy van iets anders gepraat? Ek dink hy het van iets anders gepraat. Hy het gepraat in sy profetiese woorde van die uitstorting van die Heilige Gees. En dis waarom tonge van vuur ook daar nodig was, sodat dit die vervulling kon wees van Johannes die Doper se profesie. Sigbare uitstorting, sigbare gestalte van die koms van die Heilige Gees, wat met vuur gepaard gegaan het. Hierdie wanopvatting hou ook verband met die wanopvatting dat slegs die groot doop reg is, en mense wat dink dat net die groot doop reg is, het 'n wanopvatting ook oor die verbondsdoop. Hulle verstaan nie die verbondsdoop nie, hulle weet nie waaroor dit gaan nie, en hulle teologie is gebaseer op die dwaalleer van Arminius. Arminius wat geglo dat God 'n mens uitkies, omdat hy voor die tyd weet dat jy tot bekering gaan kom, so jou bekering bepaal jou verlossing, dit bepaal jou uitverkiesing, en jy kan eers gedoop word as jy tot bekering gekom het, daarom kan jy eers groot gedoop word. En dan eers, wanneer jy groot gedoop word, dan word jy gedoop in die Heilige Gees, dan eers ontvang jy die Heilige Gees. Dis die dwaalleringe wat verband hou met Arminius se dwaalleer, en is alles gebaseer op wanopvattings, wat nie die waarheid is nie. So wat is dan nou nie wanopvattings oor die Heilige Gees nie? Wat is wel die waarheid oor die Heilige Gees? Wat sê die Bybel? Die eerste een wat ons moet raak sien is die Heilige Gees is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, en ek het reeds daarna verwys ook, en ons kan onder andere gaan kyk na Matteus 28 vers 19 tot 20, waar Jesus sy disippels die wêreld instuur en vir hulle die opdrag gee en sê, gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Daar word dit bymekaar genoem op dieselfde vlak, nie die een belangriker is die ander een nie. En dan ook Galasiërs 4 vers 6, waar die Vader, die Seun en die Gees in dieselfde asem genoem word. Dis maar net onder andere, daar's ander gedeeltes ook, waar gepraat word van die Heilige Gees is die Gees van Christus, en dan sal weer gedeeltes wat sê die Heilige Gees is die Gees van God, en waar daar gesê word Jesus is God, gedeeltes waar daar gesê word God is die Heilige Gees, so dis alles gedeeltes wat die drie eenheid bevestig. Die Heilige Gees bewerk wedergeboorte. Ek kan dit nie self doen nie, die Heilige Gees doen dit, en ons lees daarvan in Johannes 3, Jesus se gesprek met Nikodemus, en dan ook in Titus 3 vers 5, waar daar gepraat word van die nuwe lewe, waar die Heilige Gees bewerk, sodat ons kinders van God kan wees, en as kinders van God gebore kan word, en dis die werk van die Heilige Gees. So as jy op die noupad is, dan is jy op die noupad, omdat God se genade groot genoeg was vir jou, en omdat die Heilige Gees wedergeboorte in jou bewerkstellig. As jy dan sonde doen, dan doen jy sonde, soos wat Johannes sê, sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Hy sê daar sondes wat tot die dood lei, en sondes wat nie tot die dood lei nie. Mense wat op die breë pad is,
doen sondes wat tot die dood lei, want hulle kom nooit tot bekering nie. Mense wat op die smal pad is, doen sondes wat nie tot die dood lei nie, want elke keer wanneer hulle sonde doen, herinner die Heilige Gees hulle daarin, hy bewerk berou in hulle harte daaroor, en hulle kom tot bekering. En hulle sondes word vergewe. En daarom lei hulle sondes nie tot die dood nie, en gaan hulle die ewige lewe tegemoet. So daar's baie mense wat dink, na aanleiding van verlede Sondag se preek ook, daai gedeelte waar die Here sê, gaan weg, ek ken julle nie, julle wat nie my wil gehoorsaam nie, elke keer as ek sonde doen, nee, nou gaan ek hel toe. Nee, daar sondes wat tot die dood lei en sondes wat nie tot die dood lei nie. En die maklikste manier om dit te verduidelik en dit te verstaan is die verskil tussen 'n vark en 'n kat. 'n Vark is soos iemand wat op die breë pad is. En modder is soos sonde. 'n Vark hou daarvan om in die modder rond te rol. Hy volhard in sy vuil wees in die modder. En iemand wat sonde doen wat tot die dood lei is soos daardie vark wat in die modder rondrol. Hulle rol in hulle sonde rond. Hulle kom nie daarvan ontslaan. Hulle raak nie daarvan ontslaan nie. Hulle bly daarin lewe. Wat doen 'n kat as hy by modder kom? As hy daarin getrap het, dan is dit amper asof hy sê, ag nee, sies man, en hy skud dit maar so af en hy dadelik maak hy sy voetjies skoon. En dis wat 'n Christen ook doen wat op die regte pad is. Hy kom tot bekering, hy is jammer oor sy sonde en hy was homself deur die bloed van Jesus wanneer hy belydenis doen van sy sonde en hy word vergewe. En hy bly dan op die regte pad. So dis alles werk van die Heilige Gees. Wanneer hy die wedergeboorte bewerkstellig, dan maak hy ons van varke na katte. Hy doen 'n metamorfose, kan ons sê. Hy verander ons wat voorheen soos varke in die modder gelê het, en hy maak ons soos katte wat daarvan hou om skoon te wees en nie vuil te wees. Ons wat in Jesus glo, is ook tempels van die Heilige Gees, omdat hy in ons woon. En geliefdes, hierdie gedagte is so omvangryk en so groot. Dis 'n wonderlike eer wat God aan ons bewys om in ons te kom woon deur sy Heilige Gees en ons tempels van die Heilige Gees te maak. En daarom sê Paulus in daardie gedeelte, jy kan nie jou liggaam dan gebruik as 'n instrument om sonde mee te doen nie. Want jy's 'n tempel van die Heilige Gees, jy's heilig en jy moet heilig leef. Jy kan jou nie aan sonde oorgee nie. In Johannes 14 sê Jesus in vers 17, die Heilige Gees woon nie in ongelowiges nie. Hy woon nie in die mense wat soos varke in die modder lê nie. Hy woon in die wat soos katte hulle self was wanneer hulle sonde gedoen het. Hy lei ons in die waarheid. In Johannes 14 vers 17 en 16 vers 13. Hy is ons voorspraak, hy is ons vertrooster. Die Griekse woord wat gebruik word is parakletos. En dis amper soos 'n advokaat wat vir jou pleit in 'n hof. Hy leer ons ook bid. In Romeine 8 vers 26 tot 27, ons weet nie self wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met woorde en versigtinge wat ons amper nie eens in woorde kan sê nie, en hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges, want hy weet wat God se wil is. So die Heilige Gees leer ons ook bid en hy help ons bid. Hy gee ons krag om te getuig, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en daai mense wat ons ook van gelees het in Handelinge, toe hulle die Heilige Gees ontvang het, in Handelinge 4 het hulle met vrymoedigheid die evangelie begin verkondig. En hy gee dan ook boonop vir ons die regte woorde om te gebruik wanneer ons getuig. Jesus sê vir die disippels, julle moet nie bang wees as julle nou uitgaan om van my te getuig oor wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal vir julle die woorde gee. Hy sal vir julle help om die regte woorde te gebruik. Die Heilige Gees gee aan gelowiges genadegawes, soos ons gehoor het, sommige individuele gawes gee aan sommige individue, maar sekere algemene gawes gee hy vir alle gelowiges, en hy doen dit sodat dit gebruik kan word tot voordeel en opbou van die gemeente van Christus. 1 Korintiërs 12 tot 14 en ook Efesiërs 4 se eerste 16 verse. Daar lees ons van die genadegawes wat die Heilige Gees gee. Die Heilige Gees is nie ons gewete nie. Dis ook 'n wanopvatting wat party mense het. Hulle dink
Die Heilige Gees is jou gewete, hy is nie jou gewete nie, hy gebruik jou gewete om berou oor jou sonde te bewerkstellig. So in Sagaria 12 vers 10 lees ons byvoorbeeld hoe dat die gees van berou ook dan nou vir Sagaria tot berou gebring het, die volk tot berou gebring het. Dan die Heilige Gees moet ons lewe beheer en nie ons sondige natuur nie. Daaroor het ek ook reeds gepraat oor die vervulling van die Heilige Gees. Hy kom nie drupsgewys in jou nie, hy kom in sy volheid in jou, maar jy moet jouself al hoe meer onder sy beheer stel. Jy moet al hoe meer aan hom gehoorsaam wees, al hoe meer doen wat hy wil hê jy moet doen. Nou, daai stryd tussen jou sondige natuur en die Gees van God, daarvan lees ons in Romeine 8 en ook in Galasiërs 5 en Efesiërs 5 wat sê jy moet jou nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere. En dan die Heilige Gees maak ons kinders van God. In Romeine 8 lees ons, hy laat ons tot God sê Ava, wat beteken Vader, en 1 Johannes 3 vers 9, die Gees maak ons God se kinders, deur die wedergeboorte. En dan 'n interessante een, lastering teen die Heilige Gees is onvergeefbaar. Dit lees ons in Markus 3 vers 29. Daar word gesê in Lukas, jy kan iets teen Jesus sê, maar lastering teen die Heilige Gees sal jou nie vergewe word nie. Maar as daar van Jesus gepraat word, word daar gepraat van die seun van die mens. So dit gaan oor Jesus na sy menslike natuur, nie as God nie. So daar's mense wat Jesus as mens gespot het, geslaan het, gespoeg het, gemartel het, doodgemaak het, en hulle kan vergewe word, want Jesus het gebid, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Maar lastering teen die Heilige Gees is 'n oortreding van watter gebod? Die derde gebod. Die derde gebod sê, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Met ander woorde, dis 'n onvergeefbare sonde, om God se naam te misbruik, om God se naam te laster, om God se naam deur die modder te sleep. Dit is onvergeefbaar. En as ons kyk na Hebreërs 6, dan sê Hebreërs 6, as jy een keer tot geloof gekom het, en jy raak weer afvallig, dan is dit onmoontlik om jou weer tot bekering te bring, want jy kruisig weer, daar in Hebreërs 10 vers 26, as jy opsetlik aanhou sondig, nadat jy tot die kennis van die waarheid gekom het, kruisig jy weer van vooraf vir Christus, jy maak hom nie openbaar tot 'n bespotting, jy minag die Heilige Gees. En dis direk na vers 25, wat sê jy moet na die kerk toe gaan. As jy nie kerk toe gaan nie, dan hou jy aan opsetlik sondig, en dan kruisig jy vir Christus, dan minag jy die Heilige Gees. So om nie kerk toe te gaan nie, is 'n baie groter sonde as wat baie mense dink. As jy, goed, daar is nou nie goed soos groot en klein sondes nie, maar in God se oë is dit 'n geweldige oortreding. Bring my by die einde. Besef jy watter groot eer God aan ons bewys het, deur in ons te kom woon in die gestalte van sy Heilige Gees? 'n Mens kan amper nie met jou verstand begryp hoe geweldige groot eer dit is wat God aan sy kinders bewys deur om in hulle te kom woon, om so intiem een met hulle te kan word, dat hulle in hulle gedagtes sy stem kan hoor, dat wanneer hulle die Bybel lees, dit nie maar net 'n gewone boek is nie, maar dat dit God se woord vir hulle is, omdat die Heilige Gees wat die Bybel geïnspireer het, hulle in hulle harte oortuig dat dit woorde is wat van God afkom. Die voorreg wat ons het om God se Gees tot ons beskikking te hê, wat ons help, dat wanneer ons op hierdie smal pad loop met al die potholes en al die slaggate en al die struikelblokke, om vir ons te sê, oppas hier, oppas daar, hier's 'n rooi lig, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, bly weg van die persoon af, bly weg van daai plek af.
Dis 'n wonderlike eer en voorreg wat ons het. Ek wonder net of ons genoeg dankbaar is daarvoor. So dankbaar dat ons altyd die Heilige Gees gehoorsaam, altyd ons lewe vir hom gee. Hy is in sy volheid reeds in ons wat in Jesus glo. Ons moet net in ons volheid aan hom gehoorsaam wees. Aan sy leiding, aan die wysheid wat hy vir ons gee, aan die waarheid wat hy aan ons openbaar. Ons moet vir hom luister. Amen. Kom ons bid saam. O Gees van God wat in ons woon, ons aanbid U as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. En ons dank U dat U in ons kom woon het om ons U tempels te maak. Dat U in U volheid reeds in ons woon. En dat U geloof in ons wakker gemaak het, sodat ons in Jesus Christus kan glo en kan weet dat hy die redder van die wêreld is, die Seun van God en ook God die Seun. Ons aanbid U, o Gees van God, wat op 'n misterieuse wyse hierdie wedergeboorte in ons harte bewerkstellig het, sodat ons God se kinders kan wees. Ons aanbid U, o Gees van God, omdat U vir ons gawes gee. Met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, oorlaai ons met gawes wat ons kan gebruik om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Ons loof U, o Gees van God, omdat U ons die krag gee en die woorde gee om getuies te wees van hierdie waarheid wat in ons woon. Die waarheid dat die wêreld skuldig is aan sonde. Die waarheid dat die reg aan Christus se kant is. Die waarheid dat hy ons verlosser is. Dat U ons verlosser is. O Gees van God wat in ons woon, kom reinig en heilig ons, sodat ons al hoe meer aan U gehoorsaam sal wees en U nooit sal bedroef nie. Was ons skoon met die kosbare bloed van die lam, sodat ons tot U eer kan leef. So kom bid ons dan, dat elkeen van ons geesvervuld sal leef, gehoorsaam aan die Heilige Gees, dat ons hele gemeente sal doen, soos wat U ons lei, en dat elkeen van ons sal verstaan wie U werklik is, en wat 'n groot eer en voorreg dit is, om U tempels te kan wees. So bid ons dan ook vir elkeen wat siek is, vir genesing, met krag wat van U alleen afkom. Ons kom bid vir elkeen wat hartseer is, met vertroosting wat net U alleen kan gee. Ons kom bid vir elkeen wat eensaam en alleen voel, met die intieme, nabye, inwonende teenwoordigheid, wat net alleen ook van U afkom. Ons kom bid vir wysheid, spesiaal ook vir elkeen wat regeer, wat in 'n gesagsposisie is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan leef tot U eer. Ons kom bid, Here, vir so baie mense wat ook deur die vloede en die rampe getref is. Mense wat slagoffers is van geweld, van oorlog, van misdaad. Ons bid dat U as vertrooster ook by elkeen sal wees. Heilig ons Vader deur U Gees, sodat ons U kinders kan wees tot U eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Jy het nou geleentheid om die Here te dien ook met die dankoffers. Jy sal sien dat die elektroniese bankbesonderhede ook daar is vir die van u wat elektronies na ons eredienste kyk. Jy is ook welkom om op daardie manier die dankbaarheid teenoor die Here te kan bewys en te kan betoon. Baie dankie ook aan elkeen wat so getrou hulle dankoffers ook inbetaal. Ons is baie dankbaar daarvoor.